Goeienaand, goeiemiddag, goeiemôre. Ek het by goeienaand begin, maar ek wil net sê goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. Wanneer ek al meneer of mevrou hierdie video sien, groet ek vir jou in die heilige naam van Jesus Christus. My naam is Angelo Libiane en hierdie is Not for the 99 TV, die goeie nuus wat ek vir jou bring vanaf Leandra af. En die goeie nuus vandag kry ons uit Matteus 18 vers 1 tot 5. Ek sal vir die goeie nuus vandag lees en dit is oor die koninkryk. Wie is die belangrikste in die koninkryk? Matteus 18 vers 1 lees soos volg. In daardie tyd het die disippels van Jesus, die disippels na Jesus gekom en gesê: Wie is nou eintlik die belangrikste in die koninkryk van die hemele? Vers 2. Hy het toe 'n kindjie nader geroep, hom tussen hulle laat staan en gesê, vers 3, Amen, ek sê vir julle, as julle nie verander soos hierdie kindertjie word nie, sal julle beslis nie die koninkryk van die hemele ingaan nie. Vers 4, homself dus gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemele. En wie een so 'n kindjie in my naam ontvang vir my. Christene word vandag geroep, Jesus roep Christene vandag om soos kindertjies te wees. Hoekom? Want 'n kind glo en vertrou dit wat hulle pa vir hulle sê. As jy 'n kind sê, moenie dit doen nie, sal hulle definitief net vir jou luister. En hulle vertrou net vir jou. Daarom roep hy vir ons moet soos kindertjies wees. En kinders groei. Kinders leer goed. En leer hoe om te vertrou. En hulle vertrou en glo almal voordat daai persoon hulle disappoint. En hulle vergewe oor en oor en oor en oor. Dit hang af nou van wat se kind 'n mens al ervaar het. Maar kinders wat ek al ervaar het, jy sal vandag of vanoggend 'n kind 'n pak gee. Hulle sal môre terugkom en jou groet, in die oggend jy wakker maak met 'n seentjie en hulle vergeet daarvan. Dis verby, gister se nuus is gister se nuus. En nog 'n ding, kinders se geloof is net so sterk. Dit vat 'n mens om vir hulle te sê dit is onmoontlik om iets te doen. 'n Kind weet dat wanneer hulle sien ander mense loop, dan glo hulle dat hulle sal ook selfs loop. Hulle sal nie sê, okay, ek sal nou probeer opstaan en stap, en dan val hulle neer, en dan besluit hulle om nooit weer te stap nie, nooit weer te leer om te stap nie. 'n Kind sal 'n fiets ry, dag in, dag uit, 'n kind sal val oor en oor en oor, maar hulle sal nie ophou om te probeer nie. Daarom vra die Here vir ons, wanneer jy glo in hom, wanneer jy die geloof het in hom, wanneer jy hom lief het, jy sal val in die lewe, oor en oor en oor, maar jy moet oor en oor en oor opstaan. Jy sal val in sonde, jy sal val in jou geloof, maar staan op, oor en oor en oor. En hy sê, jy weet, wanneer 'n kind boelie by die skool, daai kind weet, as ek vir ma of pa bring môre, stap daai kind voor en hulle weet, ma, pa has my back. Niemand sal my niks doen nie, niemand sal my niks doen nie, want my pa is vandag hier by die skool, my ma is vandag by die skool, my ouma of my oupa is vandag by die skool, my broer of suster, niemand sal my raak nie, want hulle het soveel vertroue in jou. En Jesus, God vra vir ons moet net kinders wees. Jy het soveel vertroue in hom, dat jy weet, vir 'n feit, dat hy sal jou dra deur alle situasies. Sien, kom ek sê vir jou, waar ek groot geword het, in fact, die hele Suid-Afrika, ons weet het, daar's plekke waar daar soveel water is, waar 'n kind self nie daardeur kan stap nie. Maar weet jy wat? Wanneer 'n kind sien, hier's soveel water, ek kan nie daardeur stap nie. Hulle kyk op na boetie, hulle kyk op na suster, mamma, papa, ouma of oupa en sê, tel my op. Nie tel my op in die woorde nie, maar hulle vertrou dat as jy hulle dra op jou rug,
sal julle deur daai klein ou stroompie stap. Want vir hom is dit 'n groot rivier. Vir die kind is dit die hele see. Wanneer hulle dit so sien, weet hulle vir 'n feit hulle gaan verdrink. Want daar is soveel water. Maar vir jou as ouer, as broer, suster, oupa of ouma, daai water is vir jou niks. Want jy het die kapasiteit in jou om die kind te dra deur daai moeilike tyd, deur daai rivier, deur daai storm. Hulle te dra op jou rug, in die reën, stap deur elke liewe situasie. En daarom vra Jesus Christus vir ons, kom na my toe, kom na die Pa toe, wees soos 'n kind. En hy sê, wie ook al 'n kind reject vir my. Hoekom? Want hy sê vir ons as Christene moet ons soos kinders wees. Daarom, wanneer jy 'n Christen is, word jy hernie, jy word herstel, jy word 'n nuwe hart, 'n nuwe brein gegee en jy word soos 'n kind, ja. En wanneer 'n nie-Christen op daai tyd vir jou reject, ongelukkig, reject hulle vir Jesus Christus. Hoekom? Want as ek nie 'n gelowige is nie en ek reject 'n gelowige, ek reject die mooi boodskap, ek reject die goeie nuus wat hulle vir my sou gebring het. En hy sê nie in 'n baie arrogante manier of wat 'n mens sal sê, "Oh wow, so wat nou?" Jy weet, ons mag nou nie Christene reject nie, maar die ding is, die Christen dra die Heilige Gees in hom. Hy dra die woord van God, nes die Bybel. En wanneer jy daai persoon reject, en wanneer jy die Bybel reject, jy reject nie net vir Jesus Christus nie, jy reject nie net vir daai mens nie, maar jy reject jou purpose in die lewe. So vind vir God en vra vir die Here, Here, hernie my hart, herstel my brein, help my om 'n nuwe manier van die lewe te sien. Ek sê julle, 'n kind weet nie dat daar 'n bruin of 'n wit mens of 'n swart mens of 'n Chinese, hulle dink alle mense is dieselfde. Glo my, toe ek 'n kind was, het ek geglo ek sal nooit groot word nie. Ek het altyd gedink alle ouer mense is net so. Dis hoe 'n kind dink. Hulle glo wat hulle sien en hulle hou dit daar. En wanneer die ma of die pa kom en sê, nee, jy sal groei. Dis moontlik om te groei. Ek was ook 'n kind op 'n tyd, dan glo hulle die pa, hulle glo die ma. Luister, ek onthou as kind, het ek met my vriende gedebatteer oor die son. Altyd daar gesê, het julle geweet, dat die son groter is as die aarde? Want dis wat my ma vir my gesê. En dit was altyd 'n ding van, elke keer dat my ma my iets leer, sy wil hê my vriende moet vir my lag. Van nou sê ek vir hulle, die son is groter as die aarde, en hulle kyk vir die son, hulle sê, luister, dis nie moontlik nie, die son is so klein, en die aarde is so groot. Maar ek het vertrou in dit wat my ouer my geleer het, want ek het geweet, dit wat hulle sê is die waarheid, en dis dit, en niemand gaan my anders sê nie. En die uiteinde is ons almal in graad 4, graad 5, sit ek daar in NW en dink, ek het hulle gesê. En ek sê nie, dat wanneer die tyd kom, en Jesus kom, en ons sal daar sit, en sê, ek het hom gesê, maar dit sal meer seer wees, om te kyk, dat iemand het die geleentheid gehad, om Jesus te leer ken, om die woord van God te leer ken, maar hulle het dit nooit gedoen nie. So, vandag wil ek jou aanmoedig, bou jou verhouding met God, en vra vir hom jou te herstel, om jou te hernie, jou terug te vat, na 'n kind toe, na 'n kind se spirit, want jy weet, 'n kind hou nie op nie, 'n kind byt vas, 'n kind hou aan, en 'n kind worry nie oor môre nie, 'n kind worry nie oor wat hulle gaan dra nie, wat hulle gaan eet nie. Weet jy hoekom? Want 'n kind weet dat mamma en pappa het my back en ek sal nie worry, ek sal nie bekommer oor môre nie. 'n Kind speel vandag, geniet vandag, gaan slaap, begin môre 'n nuwe dag. Daarom roep Jesus vir ons in Matteus 18 vers 1 tot 5 om soos kinders te wees. Want net kinders het die vermoë om te vergewe, te vergeet, 'n mens oor en oor lief te hê, maak nie saak hoeveel keer hulle teleurgestel word nie. 'n Kind het 'n goeie hart en dis wat hy vir ons na roep, om 'n goeie hart te hê. So, ek is bly, ons het gesels en
Ek is bly elkeen van julle het gekyk tot en met nou toe. Asseblief moenie bang wees om te like en te subscribe en te deel met jou medemense hierdie video. Laat hulle ook iets uitleer hieruit. My naam is Angelo Libiane. Ek sê nou vir julle, die Here is baie lief vir julle en bly geseënd.